Nou ja, die afgelope week was dit nodig om weer stil te raak daar in die studeerkamer en vir die Here te vra, wat is nou volgende op die aande se spyskaart? Watter boek, Here, moet ons nou volgende hanteer en deur dit werk? En dis 'n lang tyd al wat ek graag uit die evangelies wil preek. Maar nou dink 'n mens, as ons nou Matteus nou sou neem, dan gaan dit ons amper 'n jaar vat om deur Matteus te werk. Markus 'n bietjie korter, Lukas ook weer. En ek sit daar en ek raak so opgewonde, dit begin in my hart lewe, dat ons tog in die voetstappe van ons Here Jesus 'n bietjie kan gaan wandel en 'n bietjie van hom gaan leer, want daar is soveel pragtige dinge wat vir ons opgesluit is. 'n Volgende keer kan ons dalk bietjie by die gelykenisse stil staan. Ons gaan nie nou by hulle uitkom nie. Dis weer iets heeltemal anders. Maar wat kan ons leer by die Here Jesus? En ons gaan dan by Matteus, Markus en Lukas gaan ons, sê maar tot die einde van die jaar, miskien ook nog verder vroeg in volgende jaar, gaan ons tyd spandeer en ons gaan bietjie vertoef. En soos ek vanmôre gesê het, dit wat Maria, die suster van Martha, gedoen het, om aan die voete van Jesus te gaan sit en van hom te leer, en toe het hy ook vir Martha gesê, dat sy het die beste deel gekies. En mag ons dan ook in hierdie tyd daar die beste deel kies. Is ongetwyfeld is Jesus dan die beste leermeester. Ek dink so in die week terwyl ek voorberei, daar's nogal iets wat my altyd, watter woord kan ek gebruik? Dit maak my eintlik baie liries, nê? En dit is as daar iemand is wat 'n meester is op sy vakgebied, 'n goeie dosent. Dit was altyd vir my heerlik om aan die voete van 'n goeie dosent te sit en te leer. Of dit nou 'n wiskunde dosent is, of teologie, of wat dit ook al is. En veral as daardie persoon entoesiasties is oor sy vakgebied, en hy kan dit oordra, en jy sit en jy leer, is dit so wonderlik. En die grootste leermeester van alle eeue is ongetwyfeld die Here Jesus. Hulle het hom ook nie verniet rabbi, meester genoem, leermeester nie. En ons gaan nie net uit sy preke, uit sy onderrig leer in hierdie tyd nie, maar uit sy daaglikse interaksie met mense. Is daar wonderlike dinge wat ons by hom kan kom leer. En nou ja, daar wag vir ons 'n opwindende, glo ek, tyd van so 20 boodskappe tot Kersfees, wanneer ons dan ook by hom gaan leer oor sy vleeswording, sy menswording. Mag die Here dit in hierdie tyd vir ons baie, baie ryklik seën. Ons lees dan vanaand saam uit Lukas 19. Lukas 19. Die vertalers het doodeenvoudig as opskrif by Lukas 19 geskryf, Saggeus. Niks anders, net Saggeus. Ons lees vers 1. En hy het in Jerigo gekom en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus,
maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Net tot daar lees ons saam uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bly net so sit, vra ons net die Here se seën oor die preek vanaand. Baie, baie dankie ons hemelse Vader vir hierdie pragtige gedeelte, 'n aangrypende, kosbare gedeelte wat U vir ons in U woord laat opteken het, oor hierdie hoof van die tollenaars. En Here, as ons vanaand by Lukas 19 vers 1 tot 10 stil staan, dan wil ons graag by U leer. Ons wil hê U moet ons onderrig. En ons wil ons harte oopstel om by U te kan leer. Vader, ek bid vanaand vir mense in ons gemeente wat deur moeilike omstandighede gaan. U ken elke een. U weet wat daar vanaand 'n benoudheid en 'n nood is. U weet waar daar hartseer is. U weet waar daar spanning is. En ons wil bid, Vader, dat U in hierdie tyd, hierdie mense in besonder sal bystaan. Dat U hulle sal krag gee en hulle sal oprig. En dan wil ons in besonder bid, as daar vanaand iemand so Saggeus is, wat na hierdie preek luister, dat so iemand ook vanaand sal reageer. Net soos wat Saggeus gereageer het. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, die tema is dan vanaand, wat leer Jesus oor die belangrikste onderwerp, die lewensbelangrike onderwerp van redding. Lukas beskryf geweldig baie ontmoetings wat ons Here Jesus met mense, verskillende mense gehad het. Hy vertel vir ons van blindes wat weer kon sien. Hy vertel vir ons van tollenaars, waarvan Saggeus een is, Matteus die ander een, wat deur Jesus geroep word. Hy vertel vir ons van verskeie siekes, wat genesing ontvang het. Hy vertel vir ons van wonderwerke, wat Jesus gedoen het, en dan sondaars, wat vergifnis van hulle sondes ontvang het. En as 'n mens nou deur Lukas werk, en jy kyk waar vind ons die verhaal van Saggeus, dan sien ons dit is hier aan die einde van Jesus se reis na Jerusalem. U onthou seker die gedeelte, die teksvers daar in Lukas 9, vorige hoofstuk, vers 51, wat daar staan, en toe die dae van Jesus se opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Hy het doelbewus die besluit geneem, ek gaan nou na Jerusalem, wetende wat daar vir hom gewag het. Dat hy daar oorgelewer sou word in die hande van sondige mense, en dat hy die kruisdood sou sterf, en op pad na Jerusalem moes hulle deur Jerigo reis.
en vind ons dan hierdie aangrypende verhaal. En dis asof Lukas nog een keer vir ons wil wys, waarvoor het Jesus aarde toe gekom? Wat was die doel waarom hy die hemel verlaat het? Sy goddelike posisie prysgegee het, en 'n mens geword het, en op aarde kom lewe het, uiteindelik die kruis tegemoet gegaan het. Nou, ek dink as 'n mens die inwoners van Jerusalem op daardie dag in 'n ry sou kon staan, en jy sou hulle rangskik in 'n ry, waarin jy sê, nou wie in Jerigo is dit die mees waarskynlike dat hulle daardie dag die ewige lewe sou ontvang, dan sou die meeste inwoners van Jerusalem Saggeus uitgeskop het en hom heel agter in die ry gaan sit het. Die mins onwaarskynlike persoon wat daardie dag redding kon ontvang. Saggeus was nie net 'n tollenaar nie. En ons weet seker dat tollenaars in daardie tyd die soort van die ontvanger van inkomste, die belastinggaarders was, en dat hulle mense geweldig afgepers het vir geld, en dis eintlik daar aan die einde van hierdie lewensverhaal van Saggeus, waar hy sê, as ek van iemand afgepers het, is dit eintlik 'n skulderkenning. Here, ek het baie mense se geld op 'n oneerlike manier by hulle afgepers. Maar hy was nie net 'n tollenaar nie, hy was 'n hoof van die tollenaars. Hy was 'n belangrike persoon in die kringe van die tollenaars. En hy het sy rykdomme, want die woord sê ook, hy was 'n ryk man. Hy het sy rykdomme verkry deur sy volksgenote uitermate erg uit te buit. Geld van mense op oneerlike manier te kry. So vir die inwoners van Jerigo, sien dit ook in hulle reaksie, toe Jesus in sy huis ingaan. Nee, die volk was omgekrap daaroor. Hulle was glad nie gelukkig dat Jesus by hierdie sondige man sou tuis gaan nie. Vir hulle was Saggeus 'n verraaier, hy was 'n gehate sondaar, hy was 'n uitgeworpene, en hulle wou eintlik met hom niks te doen gehad het nie. Dis wie Saggeus was. Maar dank God, sy genade werk anders as die verkeerde ingesteldheid van ons as mens. En die verhaal van Saggeus se redding is eintlik 'n pragtige beskrywing, 'n wonderlike beskrywing van hoe God alle sondaars wil red. Alle sondaars die ewige lewe wil gee. En ons gaan vanaand saam stil staan by 5 gedagtes. Wat leer Jesus ons oor redding? Wat leer ons uit die lewe van hierdie man in terme van redding? 5 dan gedagtes. In die eerste plek, uit hierdie gedeelte raak dit baie duidelik dat alle mense redding nodig het. Dringend nodig het. Kom ons kyk weer na vers 1 tot 4. En hy, Jesus, het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Ons het dit nou reeds in die inleiding ook weer beklemtoon. En hy het probeer om Jesus te sien. Hy was bloot net nuuskierig. Hy het nie redding gesoek nie. Hy het baie van Jesus gehoor teen in die gerug het versprei in Jerigo, dat Jesus is op pad Jerusalem toe, en hy gaan vandag hier by die hoofstraat deur, en as jy hom wil sien, het jy vandag een kans. En nou lees ons dat hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare
So daar was baie mense in Jerigo bymekaar wat dieselfde gedagte as hy gehad het, dieselfde bedoeling om Jesus te sien, maar hy kon nie omdat hy klein van persoon was. Saggeus was kort gewees. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim. Nou ja, wilde vyebome is pragtige bome, groot bome. 'n maklike boom wat jy in kan klim. Sodat hy hom kon sien. Hy wou sy nuuskierigheid wou hy dan onder bedwang bring, want Jesus sou daar langs verbygaan. So sy roete was beplan, almal het geweet waar gaan hy loop, en Saggeus wou hom bitter graag sien. En die vraag kom by 'n mens op: waarom sou 'n man soos Saggeus redding nodig hê? Hy was ryk, hy het 'n belangrike posisie beklee, 'n hoof van die tollenaars. Hy het finansiële sekuriteit gehad op aarde, soos 'n man wat saam met my gewerk het in Kimberley altyd gesê het, he was not financially embarrassed. Nee, nie Saggeus nie. Menslik gesproke het hierdie man niks nodig gehad nie. Hy was maar net nuuskierig. Hy het van Jesus gehoor en hy wou Jesus sien. En ek dink in vandag se terme sou 'n mens oor Saggeus kon sê, hy was 'n suksesvolle man. 'n Sakeman, 'n belastinggaarder. Maar die Here Jesus is nie begaan oor 'n mens se aardse sukses nie. Hy is nie begaan of jy ryk is, hoe jy ryk geword het, wat ook al nie. Jesus sien die mens se diepste behoefte raak. Onder hierdie fasade, hierdie masker van sukses, waarmee Saggeus deur die lewe gegaan het, is daar iemand wat verlore is in sy sonde. Is daar iemand wat, terwyl hy eintlik maar net nuuskierig was, het hy eintlik die Here Jesus bitter nodig gehad. En daarom sluit die Here Jesus hierdie verhaal af met seker die belangrikste uitspraak in die 4 evangelies, wat die doel van sy sending na die aarde toe vir ons opsom in een enkele sin. As Jesus dan sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dis die opsomming van waarom hy aarde toe gekom het. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore was. En daardie een enkele woordjie verlore beskryf Saggeus 100% akkuraat. Dis ook die sleutelwoord in hierdie gedeelte. En die woord leer vir ons dat alle mense van nature verlore is. Hoekom? Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou, ek het vanmiddag 'n prentjie gaan maak, van soek eintlik, van wat die woord sondaar beteken. En die Griekse woord sondaar is die woord hamartia. Wanneer daar in die Griekse spele 'n boogskutter sou wees, wat met sy pyl en sy boog aanlê om deel te neem en 'n teiken te skiet, en hy sou soos hierdie boogskutter sy pyl daar in die grond laat val, dan sou iemand daar van die doel af uitroep, hamartia, jy het die doel gemis. Jy het nie raak geskiet nie. En die woord sondaar, hamartia, beteken letterlik dat ons almal van nature, van ons geboorte af, God se doel mis. Sy doel is sondelose volmaaktheid.
Dis hoe hy Adam geskep het. Sondeloos volmaak. En toe Adam in sonde val, toe word sy hart gevul, toe word hy 'n sondaar. En daar word oor Adam se lewe geskryf, hamartia, Adam, nou het jy die doel gemis. Ons almal het gesondig, ons almal is sondaars, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, sê Romeine 3:23. Uit ons sonde toestand volg daar dan ook noodgedwonge sondige dade, sondige gedagtes, sondige woorde, sondige motiewe, sondige gesindhede. Net omdat ons die doel mis, God se doel. Want die Bybel leer, die sonde het van Adam af, in elke geslag word dit voorgeplant deur die man in die volgende geslag in, en almal word in sonde gebore. Daarom is almal van nature verlore. En dis nogal 'n ding waarmee ons vandag baie stoei, is dat mense hulle verlorenheid moet besef. Ek hoor nou in die konsistorie, ek kon ongelukkig Vrydagoggend nie inskakel by die herlewingsbiduur nie, maar blykbaar het iemand gebid. Op Pinksterdag was daar 1 preek, en toe kom daar 3000 mense tot bekering. Vandag het ons 3000 preke, en dan kom maar miskien 1 persoon tot bekering. Daar's 'n hardheid, daar's 'n weerstand teen die evangelie vandag, baie sterk. En ja, dit is iets waaroor ons baie moet bid, en vir die Here moet vra, Here, sluit tog sondaars se harte oop, dat hulle verlorenheid kan insien. Elke mens moet gered word. Alle mense het redding nodig. Dit is so belangrik. Ek wil net teruggaan daarheen. Dit is die uitvloeisel van ons sonde toestand. Ons staan onder die skuld en die oordeel van God. Vriende, hoor vir my mooi vanaand. Die enigste persoon op aarde wat nie nodig het om gered te word deur genade deur die bloed van Jesus nie. Hoor mooi, die enigste persoon wat nie nodig het om gered te word nie, is daardie persoon wat sondeloos volmaak is. Wat in jou lewe nooit een sonde gedoen het nie. Wie's dit? Bring daai persoon. Dis net Jesus alleen wat nooit sonde gedoen het nie. Almal het gesondig. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ja, die mensdom is soos drenkelinge in die groot oseaan van sonde, besig om te sterf in ons sonde, besig om verlore te gaan in 'n hopelose toestand. 'n Mens kan jouself nie red nie. Daar staan oor elke mens geskryf, hamartia, jy het die doel gemis, God se doel van sondelose perfektheid. Maar in die volgende plek leer ons by die Here Jesus dat hy neem die inisiatief. Dit is wonderlik. Hy neem die inisiatief. Let op wat staan in vers 5. Onthou nou, Saggeus is daar in Jerigo, hy is baie nuuskierig, hy hoor Jesus kom daar verby, en hy probeer Jesus sien, maar die skare verdring hom, hy's kort, hy kan nie oor hulle sien nie. Jesus is hier agter die mense iewers. Hy sny 'n lyn na 'n willevye boom toe. Hy klim op in die boom, want hy wil graag die Here Jesus sien. En dan lees ons in vers 5. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom. Ek wonder of die skare bewus was van Saggeus daarbo in die vyeboom. Ek dink nie hulle was eers bewus van hom nie. Hulle het niks van hom geweet nie. Maar Jesus sien hierdie tollenaar in sy verlorenheid, in sy sonde, in die boom, en dit bring Jesus tot stilstand.
Dit bring hom op daardie plek waar hy stop en waar hy opkyk en waar hy vir Saggeus sien. En toe gebeur daar iets aangrypend. Jesus sê, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Toe hy hierdie sondaar sien, toe onderbreek hy sy reis na Jerusalem. En hy sê, vandag gaan ek eers bietjie by jou tuis kom. Wat 'n aangrypende gedagte is dit nie? Wat sou mense eerder wou graag hê dat Jesus moet sê? Ek glo, hulle sou baie eerder wou hê dat Jesus vir Saggeus sê, luister Saggeus, jy moet jou lewe regkry, jy's besig om hierdie mense in te doen op die skaal van, jy kan dit nie glo nie. En hulle sou eerder wou graag hê dat Jesus Saggeus moet bestraf, en daarvoor hulle almal vir hom moet vertel hoe sleg is hy. Maar Jesus kom by die plek waar hy is, hy kyk op, hy sien hom, en hy sê vir hom, vandag moet ek by jou tuis gaan. Jesus neem die eerste tree. Hy roep Saggeus uit die boom uit. Hy nooi homself in Saggeus se huis in. Hy wag nie dat Saggeus hom nooi nie. Hy nooi homself in. Hy sê, ek moet vandag by jou tuis gaan. Hy soek hierdie verlorene op. Hoe absoluut wonderlik is dit om raak te sien dat redding begin altyd by die Here Jesus. Dit begin altyd by sy inisiatief. Voordat Saggeus se lewe verander het, toe hy nog verlore was, toe hy nog daar in die boom in sy sonde sit, het Jesus reeds sy oog op Saggeus gehad. Is dit nie wonderlik om vanaand te weet, die genade van God is altyd eerste. Hoeveel mense is daar wat vandag dink, ja, as ek net eers my lewe reg kry, as ek ophou met hierdie ding, of ek kan miskien dit vir die Here doen, of ek kan my bes probeer, dan kan ek dalk die ewige lewe kry. As ek eendag daar by die Here kom, dan sê die Here, ja, nee, jy het hard probeer, baie mooi, jy kan maar inkom. Dis nie hoe dit werk nie. Die evangelie, die blye boodskap aangaande Jesus, sê presies die teenoorgestelde. Jesus roep Saggeus in sy verlore toestand, in sy sondige toestand. Hy besoek hom nie nadat hy verander het nie, hy besoek hom voordat hy verander het. Later in die verhaal kan ons sien, Saggeus het wel verander, omdat Jesus hom besoek het, omdat daar vir hom redding gekom het. En jy weet, dit is die verskil tussen godsdiens, religion en Christus. Ek het eendag van 'n Hindoe man gehoor, wat tot bekering gekom het en Christus as sy saligmaker ontmoet het. En toe sê hy hierdie woorde, hy sê, Christianity is not religion, it's reality. Dis die verskil tussen godsdiens. Want godsdiens sê vir jou, kom bietjie reg, verbeter jou lewe, probeer 'n bietjie harder, dat jy vir God aanvaarbaar kan raak, en dan sal God jou oorsien, dan sal God jou vergewe. Die evangelie sê, Jesus gaan staan by die sondaar stil, en hy roep die sondaar tot bekering. En hy sê vir die sondaar, vandag moet ek, dit is vir my mooi, ek gaan nou kom vertel oor hierdie moed, vandag moet ek in jou huis tuis gaan. Daardie woordjie in Grieks vir moed is die woord dei, D-E-I. En dit beteken, Saggeus, dit is noodsaaklik dat ek vandag by jou tuis gaan. Noodsaaklik vir Jesus? Nee, vir Saggeus. Saggeus, ek moet vandag. Dit moet gebeur volgens God se plan. Saggeus, as ek nie vandag by jou tuis gaan nie, dan mis jy die ewigheid. Dan mis jy die ewige lewe. Daarom moet ek, daarom is dit noodsaaklik dat ek vandag in jou huis
moet inkom. Dis die belangrikste afspraak van jou menslike bestaan, is daardie reddende ontmoeting wat jy met Jesus het. En dit geld vir elke mens. Daardie mens wat dink, ek gaan eendag hemel toe omdat ek in 'n Christelike huis groot geword het. Of ek is 'n Christen omdat ek in 'n Christelike huis groot geword het, dan dink ek aan die prediker wat sê, jy kan bly wees, jy het nie in 'n bakkery groot geword nie, want dan was jy 'n brood. Dis nie jou opvoeding nie. Dis nie hoe jy groot geword het, dis nie jou kerkverband nie. Dis nie of jy gedoop is, klein of groot, of met min water of baie water nie. Dis jou ontmoeting met Jesus. Daardie reddende ontmoeting, vandag moet ek in jou huis tuis gaan. Dit is wat belangrik is. En as 'n mens by redding uitgekom het, en Jesus het jou uit genade gered, en jy kyk terug, dan besef jy, dis nie ek wat hom gevind het nie. Dis hy wat my gevind het. Dis hy wat by my kom stil staan het. Dis hy wat my uit my boom uitgeroep het. Dis hy wat hierdie wonderlike inisiatief geneem het. In die derde plek, leer ons by Jesus aangaande redding, dat elke sondaar moet antwoord. Toe Jesus by daai boom kom stil staan en hy sê, Saggeus, klim af, maak gou, klim af, vandag moet ek by jou tuis gaan. Toe het Saggeus 'n keuse gehad. Gaan ek of gaan ek nie? Gaan ek antwoord op hierdie roepstem of gaan ek hierdie roepstem ignoreer? Hy kon baie maklik vir Jesus gesê het, nee, Here Jesus, ek wou eintlik maar net sien hoe lyk U. Ek was eintlik maar net nuuskierig, gaan maar verby. Ek het baie ander dinge waarmee ek my vandag moet besig hou. Maar ons lees hierdie woorde. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Wonderlike woorde. Die sondaar Saggeus reageer. Hy het nie 1000 verskonings wat hy uitdink waarom hy nou nie eintlik nodig het om vandag Jesus in sy huis in te neem nie. Hy sê nie vir die Here Jesus nie, okay, goed Here Jesus, gee my 'n bietjie tyd dat ek daaroor gaan nadink. Jy weet, daar's baie dinge wat ek eers moet oorweeg. Hy sê nie vir die Here Jesus, nee Here, ek is nog nie gereed om U in my huis te ontvang nie. Hy reageer dadelik, en daar's vir my 2 besondere woorde wat in hierdie gedeelte staan. Die feit dat hy gou gemaak het. Hy was haastig. Ek sien amper hoe val hy uit daai boom uit van haastigheid om onder te kom, om Jesus in sy huis te ontvang. En dan die woorde met blydskap. Hy het gou gemaak en hy het Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Dis vir my baie duidelik uit hierdie gedeelte dat Jesus niemand sal dwing nie. Jesus sou nie in daardie boom opgeklim het, Saggeus agter sy nek gegryp het en gesê, luister mannetjie, nou kom jy hier af, want ek moet vandag by jou tuis gaan nie. Sy roepstem gaan uit na Saggeus toe en Saggeus moet reageer. Jesus word of met blydskap ontvang, of hy word weggewys. Die sondaar moet reageer. Die sondaar moet antwoord op die roepstem van Jesus. Daar's so baie mense wat leer dat God se genade maak ons passief. Hier sit ek. Ek kan niks doen nie. Ek kan nie antwoord op die Here se roepstem nie. Ek kan nie reageer as Jesus my tot bekering roep nie. Ek moet nou maar wag dat die Here iets doen. Dis onbybels. Dis nie waar nie. Jesus het hierdie sondaar in sy sonde toestand afgeroep en hy het gou afgeklim en met blydskap Jesus in sy huis ingenooi. Dis vir my so wonderlik. Ons is nie passief in die wonderlike evangelie van ons
redding nie. Ekskuus tog, nou het ek weer hierdie ding gedoen wat ek nie moet doen nie. Maar ek is klaar weer reg. Die mens moet reageer. Die mens moet antwoord op die roepstem van Jesus. En hoe reageer 'n mens? Dis baie belangrik. Dr. Willie Maree het altyd daardie gedeelte in Openbaring 3 vers 20 gebruik waar daar staan: ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en vir my oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. En dan Dr. Willie altyd gevra, hoe klop die Here? Hy klop deur sy woord. Hy klop deur 'n preek. Hy klop deur 'n traktaatjie. Hy klop deur met jou te praat en jou te roep en na hom toe te trek. Hoe maak ek die deur oop? Ek gaan op my knie en ek sê, Here Jesus, ek hoor u roepstem. En ek wil u ook vandag so Saggeus met blydskap ontvang. Ek maak die deur van my lewe vir u oop, dat u kan inkom, dat u my sondes kan vergewe, dat u my kan was in die kosbare bloed van Jesus, en dat u my die ewige lewe kan gee. Ek wil graag 3 teksverse met u deel in hierdie konteks. Markus 1 vers 15 staan hierdie woorde: die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Geld dit nog vandag? Verseker. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Het gaan oor 'n sondetoestand. Het gaan oor verlorenheid. Dit gaan oor daardie posisie waarin Saggeus hom in die boom bevind het. En ek sal julle rus gee. Geld dit nog vandag? Absoluut. Lukas 13 vers 3. Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So belangrik, dat die sondaar wat die stem van Jesus hoor, sal reageer en Jesus waaragtig sal aanneem. Ek dink die boom kon baie maklik vir Saggeus 'n wegkruipplek gewees het, so 'n plekkie van veiligheid. Hier sit ek in die boom, niemand weet van my nie. Miskien lekker digte blare en hier loop Jesus hier onder verby. Nou kan ek mooi sien hoe lyk hy. Van daar sou hy kon kyk sonder om homself aan Jesus te verbind. Maar Saggeus se redding het nie in die boom gekom nie. Hy moes afklim. Hy moes Jesus innooi. Daar's baie mense wat Jesus so op 'n afstand dophou. Net soos wat Saggeus daar in die boom was. Ja, hulle stel belang, hulle luister, hulle kyk, hulle wil graag weet wie is Jesus. Maar daar kom 'n oomblik wanneer Jesus sê, kom af, klim uit jou boom uit. Kom uit jou wegkruipplek uit. Kom uit daardie plek uit waar jy redding probeer ontduik. Maak jou hart en maak jou lewe vir my oop, ek wil inkom. Ek wil jou lewe kom verander. En dit bring ons by die 4de punt, Jesus bring redding. Hy maak ons nie slim nie, hy maak ons nie oulik nie, hy leer ons nie hoe om beter mense te wees nie, hy leer ons nie allerhande toertjies en tierlantynkies nie, hy bring redding. Daar staan in vers 9, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Niks anders nie. Daar het redding gekom vir die huis van Saggeus. En ek wil hê jy moet oplet na die woorde wat hier staan. Die redding het gekom. Dis belangrike woorde. Dis nie verdien nie. Dis nie gekoop nie. Saggeus het homself nie gered nie. Daar het redding gekom. Wanneer? Die oomblik toe Saggeus sy hart vir Jesus oopgemaak het. Toe kom daar vir hom redding. Jesus die verlosser het in daardie huis ingestap. Hy het die behoefte en die nood van 'n verlore man raak gesien en hy het dit aangespreek en uit genade bring hy redding. Kom daar redding vir hierdie huis. Iemand vra nou die dag vir my, hy wonder
Hoekom praat mense so verkeerd Afrikaans? Mense verwys altyd terug na die tyd toe ek gered geword het, in plaas van toe ek gered is. En taalkundig is dit reg om te sê, verwys terug na die tyd toe ek gered is. Maar kom ons praat in terme van die evangelie vanaand, toe daar vir my redding gekom het. Jesus bring dit na my toe. Hy bring dit in my lewe in. Ek het eintlik, behalwe dat ek dit ontvang, het ek niks daarmee te doen nie. Verstaan nie wat ek probeer sê? Dit is so belangrik. Daar waar Jesus binnekom, daar kom redding. As hy nie in 'n lewe inkom nie, as jy nie jou hart vir hom oopmaak en jou lewe vir hom oopmaak, dat hy kan inkom en die wonderwerk van redding in jou siel kan doen nie, dan kom daar nie redding nie, dan ontvang jy dood eenvoudig nie redding nie. Jesus is die enigste een wat 'n mens se sonde kan vergewe en aan jou die gawe van die ewige lewe kan gee, en dit is redding. Die enigste een. Daar in Markus 2 vers 5 sê die Here Jesus, kind, jou sondes is jou vergewe. Wie anders kon dit sê? In Markus 2 vers 10, maar dit is nou die groep vriende wat hulle verlamde vriend deur die dak laat afdaal het, nê? En uiteindelik praat Jesus oor vergifnis van sondes, staan daar in vers 10, maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om sondes op aarde te vergewe, sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en loop, en toe staan hy op en hy loop. En toe weet almal daar teenwoordig, hy is die Messias. Hy is die een wat sondes kan vergewe. Niemand anders nie. Het redding vir Saggeus gekom omdat hy eers goed genoeg geword het? Nou, die skare het gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Hulle het geweet Saggeus is 'n sondaar. Hulle het geweet hy's verlore. En nou kla hulle murmureer. Nee, redding het gekom omdat Jesus gekom het. Daarom. In die laaste plek, redding verander 'n mens. Maak jou nuut. In vers 8 lees ons, Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Dink u vir een oomblik dat hierdie skelm tollenaar voor sy redding so iets sou sê? Nooit. Nee, hy sou nog kyk, hoe kan hy nog geld uit mense afpers? Hy sou kyk, hoe kan hy hom nog verder verryk? Maar omdat hy Jesus ontvang het, omdat daar vir hom redding gekom het, en die Here sy lewe van binne af verander het, die Here Jesus by hom ingegaan het, verander hierdie geldgierige, suinige man wat homself uit ander mense uit verryk het, sodat hy sê, die helfte van my goed gee ek nou vir die armes. 'n ingrypende verandering wat in Saggeus se lewe plaasgevind het. En as ek van iemand iets afgepers het, en dis nou nie daai tipe van, jy weet mos, jy kry mos mense wat, hy kom 'n ander ou slegte na, en dan voel hy skuldig, dan gaan hy na die persoon toe, dan sê hy, ek is jammer, as ek jou dalk te nagekom het, wil ek sê ek is jammer. Dis mos hoe 'n mens jou sondes bely. Jy gaan na die ou toe wie se goed jy gesteel het, dan sê jy vir hom, ek is verskriklik jammer, as ek miskien jou goed gesteel het, is ek baie jammer. Dis nie wat hier staan nie, né? Dis nie die tipe ding wat Saggeus hier doen nie. Hy sê, Here, as ek iets van iemand afgepers het, en eintlik is dit, Here, ek het baie afgepers, en ek is bereid om alles wat ek van mense afgepers het, 4-dubbeld vir hulle terug te gee, restituisie te doen, reg te maak. Dis dieselfde Saggeus, wat nou in die boom gesit het.
Dis dieselfde huis waar hy nog al die jare ingebly het. Dis dieselfde dag wat hy vooruit gehardloop om in die boom te klim, om uit nuuskierigheid uit Jesus te sien. Maar dis nie meer dieselfde verlore hart nie. Dis 'n veranderde hart. Dis 'n hart wat deur Jesus nuut gemaak is. Ek dink uit hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat voorheen was geld sy God. Nou is die Here sy God en hy is bereid om weg te gee alles wat hy het. Dis baie duidelik uit hierdie gedeelte dat hy voorheen mense uitgebuit het. Nou wil hy mense vergoed, hy wil regmaak. Hoekom? Want die Here het volgens Esegiel, is dit 36, die hart van klip uit hom uitgehaal en aan hom 'n nuwe hart gegee. Daar het wedergeboorte plaasgevind in die hart en in die siel van Saggeus. Hy is herskep. Redding het gekom. En die volgorde is krities belangrik. Saggeus het nie eers, ag Here nee, wag, ek sal nou maar eers gaan regmaak sodat U my kan red nie. Nee, die Here het hom eers afgenooi uit die boom uit. Maak gou, klim af. Ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het met haastig het hy afgeklim en hy het Jesus, sy hart en sy lewe vir Jesus oopgemaak. Hy het Jesus in sy huis ingenooi. Die Here het hom gered en toe verander hy. Kragtadig. Wonderbaarlik. Daarom sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Sulke pragtige woorde. Redding is nie net, ek is nou oortuig van Jesus nie. Redding is as die Here in jou lewe inkom en hy verander jou alles, jou waardes, jou prioriteite, jou verhouding met sonde. Hoor hoe mooi sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Kom ons sluit af. Saggeus was verlore en hy het redding nodig gehad. En so is elke mens op aarde verlore in jou sonde en jy het redding nodig. Jesus het hom raak gesien en hom geroep. En so kom staan Jesus vandag nog by sondaars stil en hy roep mense tot bekering. Hy roep mense om hulle harte en hulle lewens, hulle huise vir hom oop te maak. Hy roep mense uit hulle bome uit, daai boom waarin jy wegkruip. En hy sê, kom, ek wil vandag by jou tuis gaan. Saggeus het gereageer op die roepstem van Jesus. Hy het gou gemaak, afgeklim, en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. En ons leer waar Jesus kom daar redding. Daar het vandag redding vir hierdie huis gekom. En waar redding gekom het, kom daar groot verandering. Heerlike verandering, wat net hy alleen vir 'n mens kan doen. Vanaand moet u besef uit hierdie gedeelte, elke mens moet vanaand besef, ek moet gered word. Dis iets wat met jou moet gebeur op hierdie aarde, terwyl jy hier is, voordat jy sterf en die ewigheid ingaan. Ek, so Saggeus, moet gered word. Dis belangrik, dis lewensbelangrik. Jy moet ook besef, ek kan myself nie red nie. As u my enige iemand kan wys wat daar in die see besig is om te verdrink, wat homself aan sy hare kan gryp en hom uit die see uit optel, en hom red self, dan sal ek glo jy kan jouself red vir die ewigheid. Jy kan nie. Jesus wil jou red. Hy roep jou by jou naam. En 'n mens moet by daai plekkie kom waar jy erken, Here, so Saggeus is ek verlore in my sonde. Ek het u nodig. En dan klim jy haastig af uit jou plekkie uit waar jy wegkruip. Jy maak jou hart en jou lewe vir Jesus oop en jy sê, kom in Here Jesus,
kom doen hierdie werk ook in my lewe. As jy vanaand besef, dis met my wat die Here praat. Dis ek wat dit nodig het. Ek wil nie nog 'n oomblik langer vlug nie. Vanaand hoor ek sy roepstem hier in my boompie waar ek wegkruip, en ek hoor hoe noem hy my naam, en ek hoor hoe sê hy, maak gou, klim af, ek moet vandag by jou tuis gaan. Wil jy nie vanaand kom nie? Wil jy nie vanaand reageer nie? Wil jy nie vanaand vir die Here Jesus sê, ek het nou lank genoeg weggevlug. Ek het nou lank genoeg u roepstem geïgnoreer. Kom. Jy sal nie spyt wees nie. Amen. Here Jesus, ons bid vanaand vir mense wat u nodig het. Ek wil vir u vra dat u asseblief in hierdie aand, of dit nou hier in die kerkgebou is, en of dit mense is wat op YouTube ingeskakel is, dat u in hierdie aand mense sal roep, so sal roep, dat hulle u stem onweerlegbaar duidelik sal hoor, en in hierdie aand sal uitkom, en gou sal maak, en u met blydskap sal ontvang, net soos wat Saggeus dit gedoen het. En hoe wonderlik sal dit nie wees, as u vanaand ook oor mense wat hier teenwoordig is, of wat ingeskakel is, aan die einde van hierdie aand kan sê, vandag, die 9de Augustus 2026, het daar redding vir hierdie persoon gekom. Dankie dat u die redder is, die enigste verlosser, die enigste een wat 'n mens se sondes kan vergewe, en jou die ewige lewe kan gee. Dankie dat u roepstem steeds vanaand uitgaan, helder, duidelik. U roep mense by hulle naam. En ek wil bid, Here Jesus, as die duiwel in hierdie oomblik probeer om mense se ore toe te druk en hulle harte te verhard, en hulle by daardie plekkie te kry waar hulle skop en stry en sê, nee, dis nie, ek het dit nie nodig nie, ek is 'n goeie mens, dat ons net weer sal dink aan hamartia. Elke mens het die doel gemis. Niemand is sondeloos volmaak nie. Almal het Jesus nodig. Ag Here, kom deur die werking van u Gees, kom oortuig u vanaand, roep u vanaand, trek u vanaand iemand na u deurboorde sy, en doen vanaand die wonderwerk van redding vir iemand wat dit nodig het. Ek bid dit in Jesus se kosbare en wonderlike naam met danksegging. Amen.